Johannes 10 vers 22 tot 30. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons." Jesus antwoord hulle toe, "Ek het dit vir julle gesê en tog glo julle dit nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een." Baie mense dink Jesus was 'n profeet gewees. Hy het op aarde geleef, hy het mooi dinge gesê en gedoen, maar hy was nie die seun van God nie. Maar Jesus self sê vir ons, hy is die seun van God, hy is die Messias, die een wat moes kom. Hy sê, hy en die Vader is een. En is hierdie vraag wat die Jode vir hom vra. Hulle sê vir hom, sê vir ons reguit, is u die Christus? En dan sê Jesus vir hulle, ek het dit al vir julle gesê, maar julle wil my nie glo nie. Deur my optrede, deur die wonderwerke wat ek doen, wys ek vir julle dat ek die Christus is, die Messias, die een wat moes kom, maar julle glo dit nie, want julle is nie van my skape nie. En dan gebruik Jesus die beeld van 'n herder en skape om vir die mense te leer hoe ons verhouding met God en met Jesus moet wees. Hy sê, sy skape doen twee dinge. Hulle luister na sy stem en hulle volg hom. As jy 'n kind van Jesus Christus is, dan luister jy na God en dan volg jy vir Jesus. Dit is jou taak as 'n skapie. En Jesus sê, ek ken my skape. Ek ken hulle op die naam. Ek weet wat hulle nodig het. En ek gee hulle die ewige lewe en niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. Weet vandag, as kind van God, Jesus ken jou. Jesus ken jou behoeftes. Jesus weet wat jy nodig het, maar meer as dit, hy gee vir jou die ewige lewe onverdiend, want hy's lief vir jou. Kom ons dank en loof hom daarvoor. Here, aan u kom toe die lof, die eer en die heerlikheid. Dankie dat u my ken. Dankie dat u vir my die ewige lewe kom gee. Help my om na u te luister, om u stem te hoor en om u te volg en aan u gehoorsaam te wees. Want dit wil ek doen met my hele lewe. Amen.